Hallo en welkom by KSM se aanlyn erediens. Vandag staan ons stil by die laaste in ons reeks. Ons reeks se naam is Maar julle moet en vandag se tema is Maar julle moet anders lief wees. Vandag se tema praat bietjie oor dat ons dit soms moeilik vind om vir ons vyand lief te wees, maar Jesus kom en sê vir ons, julle liefde moet andersom wees. So my gebed is dat hierdie preek jou sal verander en jy laat lied dink oor wat dit beteken om deel te neem aan die Jesus lewe. En as hierdie vir jou waardevol is, wil jy nie dit neem en vir 'n vriend of vir 'n familielid aanstuur nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid en in U woord, Here, kan leer en lees wat dit beteken om deel te wees van die huisgesin. Here, mag U aanhou in om ons hart te kom werk en te kom krat, sodat ons meer soos U kan word, Vader. Here, sodat ons kan weet wat dit beteken om saam met U te kan wandel en per implikasie ook kan weet wat dit beteken om lief te wees soos wat U lief is. In die naam van Jesus Christus. Amen. Julle, ons is besig met 'n reeks, soos julle weet is die reeks se naam Maar julle. Ons is by die laaste een van ons 3 temas wat ons gehad het. As jy die hele tyd saam met ons was, sou jy onthou dat Stefan Joubert het begin om te sê, maar julle moet anders sien, julle moet anders kyk, né? En hy het 'n paar voorbeelde genoem van hoe Jesus dit baie goed gedoen het. Laasweek was Fani hierso gewees en hy het verder gegaan en hy het gesê dat maar julle moet anders lewe. En vandag vat ons dit so klein bietjie dieper, ons vat dit so klein bietjie verder en ons kom by die plek waar Jesus vir sy volgelinge en vir ons, sy disippels sê, maar julle moet anders lief hê. Maar julle moet anders lief hê. Julle, wie van julle het al die stelling gehoor, jy weet nie wat jy nie weet nie? So van julle wat daai stelling gehoor het? Ek weet ons het nou al die stelling gehoor, hulle weet nie wat ons weet nie, maar ek is onseker wat ons weet. Maar wat ek wel ken, is ek ken die stelling, jy weet nie wat jy nie weet nie. Julle, as jy nie iets verstaan nie, ek dink aan die ingenieurs wat dalk hierso sit, nê? Ek kan nie verstaan wat daai ouens verstaan nie, okay? Ek weet nie wat hulle weet nie en daarom kan ek dit nie verstaan nie. So as jy nie iets weet nie, kan dit nie verstaan nie, jy kan nie iets implementeer nie. En as jy nog nie iemand ontmoet het nie, as jy nog nie met iemand gepraat het of gesels het nie, weet jy nie hoe oulik hulle is nie en dan kan jy ook nie vir hulle lief wees nie, nê? Jy weet nie hoe om liefde vir so 'n persoon te wys nie. En as jy ook nog nooit in die Kaap was nie, dan sal jy weet dat die Centurion het glad nie berge nie. Okay? So jy weet nie wat jy nie weet nie. So wanneer iets onbekend is, dan kan jy nie daarvoor lief wees nie, né? Iets wat onbekend is onbemind. Maar hierdie week het ek gesit en wonder, wat daarvan wanneer iets oorbekend is? Wanneer ons goeders al hoeveel keer gehoor het, of 'n paar keer gehoor het, 100 keer dalk al gehoor het, wat ek sê vir myself, wanneer ek na hierdie temas luister, julle moet anders kyk, julle moet anders leef, julle moet anders lief hê, dan is daar nie eintlik iets nuut wat ek hoor nie. Jy weet, ek het hierdie goed al gehoor, ek het hierdie goed al oor en oor gehoor. Nee, dis goeders wat al oor bekend is. En ek wonder by myself, Stefan, is dit moontlik dat ons afgestomp kan wees of afgestomp kan raak vir iets wat oorbekend is. Nee, iets wat ek oor en oor behoor het. Is dit iets wat my dalk kan lam lê? Iets soos hierdie laaste stelling wat sê julle moet anders lief hê, wat my dan laat sukkel met hierdie laaste stelling, want dit is amper iets wat vir my oor en oor bekend is en ek oor en oor gehoor het. Kom ons lees bietjie wat sê Jesus vir ons van hierdie laaste stelling. Ek gaan vir ons lees uit Matteus 5 vers 38 tot 48. Jesus is aan die woord en hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle moet julle nie teen 'n slegte mens verset nie. As mense jou op die regterwang klap, draai vir hulle ook jou ander wang. En gee vir hulle wat jou hof toe wil vat, omdat hulle jou onderkleed wil hê, ook jou blootkleed. As 'n soldaat jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra dit vir hom 2 kilometer ver. Gee vir die een wat iets van jou vra en moenie jou rug draai op iemand wat by jou wil leen nie. Julle het gehoor dat gesê is, jy moet jou eie mense lief hê, maar jy hoef nie jou vyand lief te hê nie. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. En dan luister hier, so sal julle optree soos ware kinders van julle hemelse Vader. Hy laat immers die son of sy son opgaan oor slegtes en goeies. En hy laat sy reën val op die wat reg doen,
maar ook op die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter beloning is daar dan vir julle? Selfs korrupte tollenaars doen presies dieselfde. En as julle net julle eie mense groet, wat besonders doen julle dan? Doen die ongelowiges nie ook maar dieselfde nie? Wees julle dan volkome in julle liefde, soos julle hemelse Vader volkome in sy liefde is. Hy het mos alle mense lief. Ek weet nie van julle nie, maar wanneer ek hierdie opdrag van Jesus lees, en wanneer ek sy woorde lees, dan dink ek by myself, ek skiet so 'n bietjie kort van hierdie liefde wat Jesus van praat. En ek wonder of die rede nie daarvoor is dat ek bietjie kort skiet met hierdie liefde nie, omdat ons dalk ons liefde en dat ek kies om dalk my liefde op kondisie uit te deel. Dit is so 'n bietjie deel van ons samelewing, so 'n bietjie deel van ons ingesteldheid van hoe dinge werk, nee, so 'n bietjie deel van ons kultuur. Want ons sê vir mekaar, as jy goed is vir my, dan sal ek goed wees vir jou. As jy my respekteer, dan sal ek jou respekteer. En as jy vir my luister, wanneer jy my uitluister en hoor wat ek te sê het, dan sal ek ook graag wil luister wat jy te sê het. Jy weet, ons sal dan verder gaan om te sê, maar dit is net fair. Dit is net fair dat ek jou sal behandel soos wat jy my behandel. Maar vir Jesus is hierdie manier van lief wees eintlik 'n maklike cop-out. Jesus sê dat as jy of as jy so liefhet, soos hoe ons gewoonlik liefhet vir mense, dan verstaan jy God se liefde nie heeltemal nie. Jy verstaan nie regtig wat Jesus lewe beteken nie. Inteendeel, ek sal so ver gaan om te sê, hy sal sê dat ons probeer nie eers om lief te hê soos hy liefhet nie. Hy sal eintlik vir ons sê, weet jy wat, Stefan, jy het nie regtig getransformeer nie. Dit is hoekom jy sukkel om lief te hê soos ek wil hê jy moet lief wees. Daar is nie regtig iets anders aan jou nie. Jesus sê eintlik, jy mis iets van wat dit beteken om die Jesus lewe te leef wanneer ons mense op kondisie liefhet. Liefde op kondisie maak Jesus se lewe goedkoop wanneer ons dit net uitdeel vir mense wat dit vir ons teruggee, of mense wat dit vir ons kan teruggee, wat vir ons terug kan lief wees. En Jesus verwoord dit nogal, in vers 46 en 47, wanneer hy sê, dit is maklik om vir iemand lief te wees wat jou liefhet. Dit is maklik om vir iemand lief te wees wat vir jou liefhet. Inteendeel, mense, hy sê al verder, hy sê, mense wat nie eers in God glo nie, doen dit so. Julle, daar is mos, of daar moet mos iets meer wees daaraan om deel te wees van Jesus se lewe, om vir Jesus te leef, en dit beteken dat die liefde waarmee Jesus ons liefhet, is anders as die liefde waarmee ons liefhet, en die liefde wat ons dan mee liefhet as ons saam met Christus is, kan mos nie dieselfde liefde wees as wat die ongelowiges vir mekaar het nie. So as ek my liefde, die liefde wat ek vir mense wys en maklik uitdeel vir mense, en die liefde van ongelowiges langs mekaar sit, dan moet daar mos 'n duidelike verskil wees. Dit kan mos nie dieselfde lyk nie. Ons kan mos nie op dieselfde voorwaardes vir mense lief wees nie. Ons liefde behoort anders te lyk. Hoekom? Want die een wat vir ons kom wys dit, nommer 1, wat liefde is, sy liefde lyk anders. Jesus maak die standaard baie hoër. Jesus sê, my volgelinge, my disippels, moet anders lief hê. Inteendeel, toe Jesus uitgevra is deur die skrifgeleerdes oor wat is nou die belangrikste gebod, wat is die grootste gebod, toe sê Jesus die volgende, hy sê, julle het gehoor dat julle vir God moet lief wees met julle hele hart en julle siel en julle alles. En dit is so. Julle moet dit so doen. Maar, dan sit Jesus iets by. Dan sê hy, ek gee vir julle iets nuut. Jesus kom sit iets by. Jesus kom maak die standaard so bietjie hoër en hy sê, julle moet nou ook vir ander mense lief wees, soos ek
julle liefgehad het. En eintlik is hy, julle moet vir ander mense lief wees soos wat jy vir jouself lief is. Dit wat jy vir jouself gun, moet jy ook vir ander mense gun. Toe Jesus hierdie stelling maak, sê hy eintlik dat in sy oë, in Jesus se oë, is dit nie genoeg dat julle dink dat julle maar net vir God kan lief hê en dan kan julle die ander goed maar aan die ander kant toe gooi en maar net aangaan met julle lewe. Om te dink dat dit is maar net goed genoeg. Ek moet net seker maak dat my verhouding met God okay is en dan kan ek maar aangaan soos wat ek aangaan nie. Jesus sê nee. As jy vir God liefhet, dan is dit mos logies. Dan is dit mos logies dat die tipe liefde wat jy het en uitdeel ook dan mos soos die liefde sal wees wat jy gekry het. Die liefde van Jesus. En ons vertel dit nogal baie vir mekaar, né, wanneer ons praat oor Jesus lewe. Ons praat baie oor wat Jesus voor lief is. Julle, die grootste ding wat Jesus voor lief is mense. Jesus is lief vir mense. Jesus is lief vir my en vir jou. Julle, maar voordat ons dit eintlik besef het, was ons sy vyand gewees. Jesus het gekies dat terwyl ons nog vyande was, dat hy ons liefhet. Ons het eintlik met ons sonde in God se gesig gespoeg. Maar Jesus het ons nie een kant toe gestoot nie. Jesus inteendeel kom wys vir ons 'n andersom liefde. Jesus het andersom liefde. Dit is dan nou nie 'n verrassing wanneer Jesus vir ons sê, sy volgelinge waar hy binne-in leef, dat julle moet ook anders lief hê nie. As ons hierdie andersom liefde het, en as ons doen wat Jesus gedoen het, dan is dit mos deel van ons identiteit in Christus. Paulus skryf ook daaroor. Paulus skryf oor hierdie liefde. Hy sê toe ons nog vyande was, het hy ons lief gehad in Romeine 5 vers 8. Here, hy het vir ons dood gegaan omdat hy vir ons lief is. Here, hy het nie net vir ons dood gegaan vir ons sonde nie. Hy het dood gegaan sodat ons in 'n verhouding met hom kan leef. Hy het ons verander van vyande na vriende. Hy het nooi ons in om deel te kan wees van sy huisgesin. Dit is hierdie andersom liefde wat Jesus kom wys. Paulus gaan verder en sê, dit is 'n interessante ding. Dit is 'n interessante ding, want selde sal iemand wat goed is, vir iemand wat goed is doodgaan. Net dalk, mense gaan nie eers vir hulle familie of hulle vriende of wat ook al sal hulle lewe opgee nie. Wat nog te sê van iemand wat jou vyand is? Ons sien dit nie in Suid-Afrika nie. Jy weet, ons sien dit nie in die wêreld nie. Ons sien nie dat een persoon hulle lewe sal opgee vir hulle vyand nie. Dalk vir mense vir wie ons lief is, maar nie vir ander mense nie. Ons doen nie dit nie. Julle, hierdie ding wat Jesus vir ons gee, is die moeilikste ding ooit. Hoe kan ek lief wees vir my vyand? Vir iemand wat dit nie verdien nie. Vir die van julle wat met die eerste een was, so Stefan die Berg gepreek het, het hy gesê, dat dit is die moeilikste ding in die evangelie om te doen. Die moeilikste ding in die evangelie is om jou vyand lief te hê. Julle, die enigste rede hoe ek lief kan wees vir my vyand, is as daar iets radikaal met my lewe gebeur. Die enigste manier hoe ek vir my vyand sal kan lief wees, is as daar radikale transformasie in my lewe plaasvind. En Jesus weet dit. En Jesus verwoord dit, né? In Johannes 13 vers 34, dan gee hy vir sy disippels 'n nuwe mandaat. Hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Dis iets wat julle moet hou, wat julle naby julle moet koester. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. En dan luister hierso. As julle mekaar liefhet, is daar iets wat gaan gebeur. Sal almal weet dat julle my disippels is. Kom ons vat hierdie vers en dan verwoord ons hom in ons eie taal, nee, ons verwoord hom so 'n bietjie anders, ons parafreer hom. Dan sal daar iets wees soos, die rede hoekom hierdie liefde tussen julle gaan uitstaan, is omdat julle my disippels is.
Met ander woorde, hierdie tipe liefde sal net in en deur ware disippels van Jesus geken kan word. Die liefde kom vanuit 'n ander plek. Die radikale transformasie, julle, as ek hierdie reg verstaan, is niks anders as om 'n normale lewe of die normale Jesus lewe te leef nie. Die normale Jesus lewe. Julle, die radikale ding wat met my en met jou moet gebeur, is om vir Jesus te ken. Om vir Jesus te ken, om saam met Jesus te wandel. Julle, dit is die enigste beginpunt van hierdie liefde. Julle, in hierdie lewe wat Jesus van ons verwag, klink so moeilik. Dit klink so moeilik en dit is moeilik. As jy nie verstaan dat Jesus jou eintlik uitnooi na 'n lewe saam met hom nie. Want hierdie ding, hierdie goeders wat ons gepraat het om anders te sien, anders te leef en om anders lief te hê, dit kan net gebeur wanneer hy in ons is. Dit is die normale Christen lewe. Dit is om saam met Jesus te wandel. Dit is om by hom te wees. Dit is om te doen soos hy gedoen het. Dit is om te praat soos hy gepraat het. Julle, dit is om die volle lewe te leef en alles wat op die aarde is te geniet deur die lens van Jesus se liefde. Julle, Jesus roep ons nie uit om aliens te wees op die aarde nie. Julle, voordat Jesus vir ons geken het, het ons sonder hom geleef, maar ons het geleef. Jesus nooi ons uit wanneer ons hom ken, om hom te kan ken en dan saam met hom te leef. Dit is sodat ons lewe wat ons nou leef hier op die aarde saam met hom te kan geniet. Want ons besef een ding, dat hy is die Here nie net van my lewe nie, maar van hierdie aarde. Hy is die Here van alles. En hy nooi my uit om deel te word van sy koningheerskappy. Julle, ek wonder of die rede hoekom ons sukkel met hierdie liefde, die rede hoekom ons dalk afgestomp is vir hierdie liefde, is dit nie dalk omdat ons verveeld geraak het met Jesus as ons Here nie? Is dit nie dalk omdat ons verveeld geraak het met Jesus nie? Julle, is die rede hoekom Christendom vir ons so complicated klink om te sê, ek kan nie hierdie nie, ek kan nie dinge, ek sukkel met hierdie. Is dit nie dalk omdat ons dit complicated gemaak het nie? Omdat ons 'n klop goed bygevoeg het nie? Omdat ons verveeld geraak het dalk met die eenvoud van Jesus se boodskap. Oral, gaan lees maar. Nooi Jesus uit om sê, kom na my toe. Kom by my. Kom staan naby my. Kom wees deel van my. Ek wil vir jou iets nuut gee. Ek wil vir jou toegooi. Ek wil saam met jou stap. Sy uitnodiging is dat ons by hom moet wees en kan wees. Julle, is die groot probleem nie dalk dat ons dink ons het vir Jesus uitgefigure nie. Dat ons dit vir Jesus wil gebruik as ons verlosser. Ons het dit nou gekry en dan sit ons maar net en wag tot ons doodgaan sodat ek by hom kan wees nie. En intussen voel ek leeg want ek kry dit nie reg wat van my verwag word nie. Julle, die Jesus lewe is meer as net verlossing en om dan dood te gaan. Die Jesus lewe is om vir Jesus te ontmoet in die hier en die nou. Jesus nooi ons uit om saam met hom die lewe te doen. Hy nooi ons uit na 'n nuwe lewe toe, om te kan leef. Julle, en dit is in hierdie nuwe lewe waar ons dit kan regkry om vir jou vyand lief te wees. Ons kan dit nie in ons ou lewe doen nie. Ons kan dit nie lief wees in die manier van ons ou lewe nie. Net in die nuwe lewe sal ons nuwe liefde vir mense kan wys. Julle, is deel van die rede hoekom ons dit dalk moeilik vind om vir ander mense lief te wees,
Nie dalk omdat ons net Jesus se liefde wil hê nie, maar ons wil nie vir Jesus hê nie. Julle, as dit die geval is, dan gaan ons sukkel om lief te wees, soos Jesus liefhet. Julle, Jesus nooi sy disippels uit, en hy sê, dit is uit my disippels uit, waar hierdie tipe liefde sal stroom. Maar ons vind binne in ons 'n weerstand vir die implementering van hierdie verwagting. Wat as ons eerlik is met ons, oor onsself en met onsself, dan kom ons agter dat ons wil baie keer Jesus in ons diens neem. Ons wil Jesus gebruik sodat Jesus vir ons werk. Ons wil besluit en dan wil ons hê die Here moet ons besluite kom seën. Eerder as om te sê, Here, U is in die heel eerste plek Here. En ek is in U diens. Ek is in U diens. En ek wil besig wees met dit waarmee U besig is. En weet jy waarmee is hy besig? Hy is besig om 'n stikkende wêreld heel te maak. Hy is besig om stikkende mense hierdie liefde voor te wys. Ek dink dat die simptoom van ons stikkende verstaan vir waarna Jesus ons eintlik roep, die rede is hoekom ons liefde op kondisie uitdeel. Hoekom ons nog steeds net liefde uitdeel vir mense wie ons dink dit verdien. Maar ons vergeet een ding. Jesus het met sy lewe hoeveel keer kom wys dat mense verdien eintlik nie sy liefde nie. Nie eens jy nie en nie eens ek nie. Maar weet julle wat? Jesus gee dit nog steeds. Jesus kies om saggies met mense te werk omdat hy ons ken en hy weet dat ons kan onsself nie help nie. Daar's 'n klomp voorbeelde daarvan, ek wil net 'n paar noem. Die heel eerste een wat ek kan dink is Jesus wat die mense van die dorp kom en gooi 'n vrou voor hom neer, 'n vrou wat egbreek gepleeg het, 'n vrou wat volgens die wet gedoen het wat sy nie moes doen nie en eintlik sal 'n mens kan sê die regte dinge om te doen is om haar dood te gooi met klippe. Hoekom? Want sy verdien dit. Sy verdien om doodgegooi te word. En dan kyk Jesus vir haar en Jesus kyk vir die mense. En dan skud hy sy kop en dan sê hy nee. Nee. Julle verdien dit ook. Want hy sê daar, as jy sonder sonde is, gooi die eerste klip. En daarmee sê hy, niemand verdien sy liefde nie. Maar hy gee dit nog steeds. Nog een, die Samaritaanse vrou, die van julle wat die konteks so bietjie ken, is die Samaritane was die vyande van die Jode. Hulle was anders. Hulle het nie geglo en gedoen soos die Jode gedoen het nie. Jesus kies om na hierdie vrou toe te gaan. Nie net is sy 'n gewone Samaritaanse vrou nie, sy is ook 'n randgevier van die Samaritane. Want selfs die Samaritane het haar uitgestoot. Hoekom? Want sy was by 5 mans gewees en die een man wat sy nou by bly is ook nie eers haar man nie. Sy moet op 'n ander tyd van die dag gaan water skep want sy is so 'n bietjie van 'n randfiguur. Useless, uitgegooi, sy verdien om uitgestoot te word. Jesus kies om by haar te gaan sit en om haar te vertel van sy liefde. En sy beleef dit. Sy verdien dit nie, maar sy beleef dit. En Jesus deel ook sy liefde uit vir die maffia. Die maffia is die tollenaars. Jesus eet saam met hulle, praat met hulle, loop saam met hulle, gesels met hulle. En bo alles, hy deel sy liefde met hulle. Vers 45 sê hy, God laat die son opgaan oor die slegtes sowel as die goeies. Hoekom? Want sy liefde is 'n andersom liefde. Ons doen dit nie so nie. Ons is vinnig om ons liefde te onttrek. Hy het my sleg behandel, so ek is klaar met jou. Jy waardeer niks, so ek gaan nie weer vir jou iets gee nie. Ek gaan nie net aanhou vir jou gee nie, want jy waardeer dit nie. Hierdie deur maak ek nou toe. Julle, wat as Jesus so met ons gewerk het? Wat as Jesus vir ons sê, jy was nou al 3 keer hierdie week met my gewees met daai ding wat jy so sukkel, ek gaan jou nou nie weer vergewe nie, ek gaan nou nie weer my liefde vir jou uitdeel nie. Dink net as Jesus
met ons gewerk het, soos wat ons met liefde omgaan. Jesus kies om anders om liefde te wys. Julle, en Jesus kies om lief te hê, toe hy die seerste gekry is, toe hy die seerste gemaak is. Julle, aan die kruis is Jesus, wanneer hy vasgespijker word aan daardie kruis, dan roep hy die volgende woorde uit. Hy sê, Vader, vergewe hulle. Julle, wat so groter liefde is dit? Vergewe hulle. Hoekom? Want dit is onmoontlik vir Jesus om na sy skepping te kyk, en al doen hulle vieslike dinge, en al is daar trane in sy oor van hoe seer hy kry, is dit onmoontlik vir Jesus om na die slegstes van die slegtes tussen ons te kyk, en om sy liefde as gevolg van dit, van ons te weerhou. Jesus kan nie sy liefde van ons weerhou nie. Dit is die tipe liefde wat Jesus van praat, wat ons moet uitdeel. Dit is hoekom hy sê, julle moet anders lief hê. En dit is deel van die gewone Jesus lewe. Jesus nooi ons uit na hierdie gewone Jesus lewe. As Jesus julle in ons is, kan ons mos nie anders om soos hy lief te wees nie. Dis mos logies, as Jesus elke area, elke kamer van my lewe half oorneem en binne in my is, dan is dit mos onmoontlik vir my om soos met my ou lewe net voort te gaan. Hy neem my oor, en omdat hy in my is, het ek ook soos hy lief. Paulus sê, in 2 Korintiërs 5 vers 14, hy sê, dit is omdat die liefde van Christus ons dring. Die rede hoekom ons die liefde van Jesus vir alle mense sal wil uitdeel, julle, is omdat ons iets daarvan beleef het, en wanneer ons iets daarvan beleef het, dan dring ons dit ons om dit met ander mense te deel. Dit is onmoontlik om Jesus se liefde te beleef, en om nie 'n drang te hê om dit ook vir ander mense te wil wys, of vir ander mense te wil uitdeel nie. Julle, ons is stikkende mense, wat deur God heel gemaak word, sodat ander stikkende mense kan hoor dat daar is hoop, sodat ons vir ander stikkende mense kan vertel, dat sy liefde maak heel, dat sy liefde is genoeg, en dat sy liefde nie op kondisie uitgedeel word nie. Julle, ek sluit af. Ek kan net anders kyk, anders leef, en anders lief wees, as Jesus die koning is van my lewe. Wanneer hy die middelpunt is van my lewe. Ek wil met 'n kort storie afsluit. Nou die dag moet ek 'n troue gaan registreer by binnelandse sake, en dis glad nie van nie. En daar sit 4 mense. Dit is 'n ou van Free Church, dink ek, of Christchurch, een van daai. En dan staan 'n vrou wat sekulêre troues doen, wat langs my sit. Dan sit ek, en dan is daar 'n ou van Jehovah Getuies wat troue moet registreer. En ons hou nogal van praat, so ons praat met mekaar. En nou vind ek bietjie uit by al hierdie mense, wat doen jy, wat se kerk jy, al seker tipe goeders. En ek kom toe by hierdie vrou, en sy sê toe sommer dadelik, sy's half so bietjie dismissive. En sy sê, nee, sy doen sekulêre troues, want sy wil vir mense 'n alternatief vir die kerk bied. En ek vra toe vir haar, en ons is in hierdie gesprek, en ek vra toe vir haar, weet jy, maar vertel bietjie vir my, ek is bietjie nuuskierig, jy weet, wat doen jy dan nou met die boodskap? You know, doen jy net soos half die formulier, en dan goed, nee, sê sy, jy kan baie goed sê oor liefde. Daar's baie goed wat jy oor liefde kan sê, en ek hoef nie regtig verder uit te vra nie, maar jy weet, sy begin eintlik net gesels, so nou sit ek daar en luister, en nou kom sy op 'n punt, nou sê sy vir my, maar weet jy wat, ek was in die kerk gewees, maar ek is nie meer lus vir die kerk dingie. Ek sien my lus vir die kerk nie, en dit is hoekom ek vir mense alternatief wil bied, want mense het seer gekry in die kerk, en weet jy wat, die kerk is vol hypocrites. Dan vra ek vir, ek vertel vir my 'n bietjie meer. Sy sê, nee, was in die kerk gewees, en is die mense wat voor in die kerk sit, wat 'n klomp gedoen, wat 'n klomp goed sê.
Dis die mense wat voor in die kerk is, wat die hoogste sing en die hardste sing. Is dit hoekom julle so ver agter sit? Wat mense seermaak. En ek sit net daar vir 'n rukkie en ek sê vir haar, maar weet jy wat, dit sal vir my sin maak, dat mense in die kerk stupid gedoen. Dit sal vir my sin maak dat mense wat in die kerk is, ander mense sal seermaak, want hulle is stikkend. Dis stikkende mense wat in die kerk sit. Jesus roep stikkende mense om iets te kom ontdek, om heel gemaak te word. Ons behavior verander nie dadelik nie, maar dit is juis dan wanneer Jesus se liefde kom wys word. Ons moet eintlik sy liefde oefen hier, tussen mekaar. Dit sal sin maak dat mense stikkend is in die kerk. Dis die plek vir stikkende mense. Ons moet genade vir mekaar ook hier kan wys. Jesus se liefde dring ons om anders lief te wees, om anders te kan kyk na mense. Hoekom? Want ons het dit in die eerste plek beleef. Dis naby. Dan is dit oukei, wanneer mense hulle stupid gedoen, want mense is stikkend. Ek en jy is stikkend. Kom ons bid. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons in u woord kan lees. Dat u ons kan uitdaag. En Here, daarom is my gebed, Here, help ons om nie afgestomp te wees met u nie. Here, help ons om nie verveeld met u te wees nie. Help ons om nie te kyk en te verstaan wat dit beteken om deur u getransformeer te wees. Here, help my om met daardie selfde oë as wat u na my kyk, ook na ander mense te kyk. Here, dankie dat ons voor u kan staan, eintlik onder die arm kan inskuif. Here, dat ons iets kan beleef van hoe lief u ons het. Here, en mag ons nie net probeer om al die goeders te doen nie, maar ons beleef dit nie. Here, mag die plek van waaruit ons lief het, mag dit die beweegrede wees vir ons liefde, vir ons anders wees, vir ons andersom liefde, dit wat ons vir mense wys. In Jesus naam, amen.